sommer net weer eens dan 'n goeie hartlike môre aan almal en dan nou ook natuurlik ons kykers daar by die huis waar julle ook al is. Hartlike goeiemôre aan julle. En ons het nou reeds terwille van die mense wat nou aanlyn nou ingeskakel is, het ons net nou ietsie kleins vir ons manne uitgedeel om dankie te sê vir wat hulle beteken in ons lewens en ook hier in die gemeente, want dit is mos dan nou vandag Vadersdag. So ook aan die vaders, die manne, enige man wat ingeskakel is, as ons so 'n bietjie gaan kyk, sommer so interessantheidsonthaalwe na die statistieke daar op ons Facebook bladsy, dan sien ek dat die grootste persentasie aanlyn kykers is maar vrouens, ek weet nie hoekom nie, maar daar is darm ook 'n paar manne wat ingeskakel is. So aan daardie paar manne in die besonder vanoggend 'n geseënde Vadersdag ook vir julle. Maar ons is almal hier in God se teenwoordigheid en ons gaan, as jy wil, kan jy blaai daar na Joshua toe. Ons gaan net so een enkele vers daar lees, so teen die einde, Joshua hoofstuk 24, bladsy 253 in my 83 vertaling, as jy saam wil blaai soontoe, maar so ek sê, ons gaan teen die einde, gaan ons daarby uitkom. Nou ja, ek het dan nou ook nou vroeër gesê tydens die uitdeel van die verrassingkies vir ons manne vanoggend, as julle nou mooi sou geluister het, sou julle gehoor het dat ek gesê het, en ek dink nogal, ek is nie ver verkeerd as ek hierdie stelling waag nie. Ek bedoel, ek is nou 'n vrou, so ek is maar natuurlik nou nie 'n man nie. So, maar ek dink ek is nie ver verkeerd as ek sê dat om 'n pa of 'n oupa of 'n oom of 'n broer of een of ander vaderlike figuur te wees in die mense rondom jou se lewens, maar dan dalk meer nog wanneer jy wel 'n pa is, of dit nou biologies is en of dit nou aangetroud is, maar wanneer jy nou in 'n huishouding, kom ek sê, verantwoordelik is vir die geld wat moet inkom om die rekeninge te betaal en die kos op die tafel te sit en dan alles wat nou nog daarmee saamgaan, dan is die las of die vrag wat jy moet dra op jou skouers nogal nie lig nie, nê? En dan praat ek nie van al die ander verantwoordelikhede wat ook maar nog baie keer saam bykom nie. En dan, soos ek reeds gesê het, dan dink ek partykeer voel dit dalk vir julle as manne, of julle die krag moet hê van 'n superhero of 'n superheld, nê. Nou, so van die superheroes of die superhelde gepraat, ek is seker, die meeste van ons wat hierso sit en wat sal ons nou sê? Miskien so 50, dalk nog in die 40s, dalk in die 30s is, jy soveel jaar oud is, ja, kom ek sê so 30, 40, 50 plus ouer. Ek is seker julle sal vanoggend, as ek vir jou moet vra, wie's jou superhero? Jou gunsteling superhero? Dan gaan jy beslis weet van watter groep karakters ek vanoggend praat. Ons jonger mense het ek nogal agtergekom, nie so baie nie, van hulle weet van hierdie superheroes, maar ja, julle het groot geword in ander tye, nê? Waar is ons gloutieners nou? Waar is dit? Weet julle van die superheroes? Johan Drey, ken julle die superheroes? Weet julle daarom wie superheroes is? Ok, hy sit nou diep en dink, so hy dink nou baie hard. Maar toe maar, moenie worry nie, ek gaan nou nie vanoggend vir die tieners vra, noem vir my 'n superhero, of wie is jou gunsteling superhero nie. Maar ek dink ons ouer generasies, nou voel ek baie oud, sal weet van die superheroes. Want sien, toe ek so laerskoolse kant was dit nou een van die groot dinge gewees, om 'n stickerboek of 'n plakkerboek of 'n album met hom genoem te hê
En dan het jy, dink, dit was in sulke pakkies, ek weet nie, kan nie onthou waar jy dit gekoop het nie, maar iewers het jy dit gekoop, of jy dit gekry, ek kan nie onthou nie, met sulke kaartjies, en dit was eintlik plakkers, met prentjies dan van die superheroes. Nou dit was nou onder andere Superman, en wat is het, Supergirl, en dan was daar Spider-Man, jy mag nie van Spider-Man vergeet nie, daai rooi en blou ou wat so vinnig kan teen die gebou uitklim, en hy het ook, wat is het, Spider-Woman, nee? Ja, almal, meeste van hulle daar 'n vroukie ook bygaan. En dan was daar natuurlik, en dit is nou my man se favorite, se gunsteling. Ek kan nou nie die masker opsit nie, want dan gaan die mikrofoon nou nie lekker werk nie. Maar oeps, daar is hy. Ek is seker julle weet wie's die. Ja, dis Batman. Nou dis nou my man se gunsteling superhero. Of soos hy ook bekend staan, The Dark Knight. Nie nag soos 'n nag nie, night nie, met 'n K, soos 'n ridder. Die donker ridder, Batman. Ja, en hy dan nou ook nou, daar was nou Batgirl, nee, of Batwoman, ek weet ook nie, maar ja, ook so 'n vroukie. En ja, so daar was 'n hele rits van hierdie superheroes gewees, en dan het jy nou hierdie kaartjies of plakkers nou uitgeruil by die skool, en party van hulle was baie skaars, so dan het jy soos 3 of 4 stickers uitgeruil vir hierdie een spesifieke superhero. Ja, those were the days, soos hulle sê. Maar ek dink, ek gaan darm half in die kol wees as ek vanoggend draai en sê, of jy nou nog op skool is en of jy nou al redelik gevorderd is in jou ouderdom. Meeste van ons, dink ek, weet darm wie is Superman. Nie waar nie. Weet darm wie is, as ek praat van Superman, nee. Daai is it a bird, is it a plane, no, it's Superman. Ja, so ons weet darm seker wie Superman. Inderdaad. So, en hierdie superheroes, of die mooi Afrikaanse woord, dink ek is seker superhelde. Hierdie superhelde het gewoonlik een of ander bo-menslike of bo-natuurlike krag waarop hulle dan nou sal staatmaak. Soos onder andere, hulle kan vlieg, Superman wat kan vlieg, en hy is baie sterk, jong, hy kan geboue en goeder somme optel, of daar is van hulle wat hierdie, soos hulle sê, X-ray vision het, spesiale visie wat hulle kan sien, en ander, daar was 'n invisible man ook, as ek dink ek reg onthou, kan invisible. Nou is hy woord by my, Afrikaans woorde by my gedagtes uit, maar anyway, dan kan julle nie sien nie, onsigbaar, as hy. Hulle kan onsigbaar raak. En allerhande ander bo-natuurlike powers of superkragte wat hulle kan hê. Maar, en partykeer soos ek sê, voel dit heel waarskynlik vir ons manne, dat jy ook hierdie kragte van 'n superhero moet hê. Maar net so op 'n ligte noot, hulle sê, as jy nou op 'n skoolterrein, of eintlik 'n kleuterskoolterrein moet gaan rondloop, en jy sal nou vir hierdie ou klein seentjies en dogtertjies moet vra, wat nou so 3-4 jaar oud is, wie's jou superhero, wie's jou superheld, of wie's jou held? Dan gaan die meeste van hulle heel waarskynlik sê, papa, of oupa. Dis hulle jy's hulle superheld of hulle superhero. Maar, inderdaad is dit so dat paas, oupas, ooms, of as jy vanoggend hier is as man, in iemand se lewe wat jy 'n vaderlike rol speel, dan is dit so, dat, ja, ons is almal maar net mense. Ongelukkig is jy nou nie Superman nie, tensy jy iets weet wat ons nie weet nie. So ongelukkig is jy nie Superman vanoggend nie. Ongelukkig is jy nie Batman of Spider-Man nie. Jy's maar net 'n mens, ons almal is maar net mense. En omdat ons mense is ons nie volmaak nie. Ons maak foute. Ons doen nie altyd wat ons veronderstel is dalk om te doen nie. Ons sê partykeer dalk dinge wat ons nie veronderstel is om te sê nie. Partykeer doen ons
juis dit wat ons nie veronderstel is krag eintlik behels. Om 'n voorbeeld te wees vir die mense rondom jou. 'n Voorbeeld van iemand, 'n man, wat probeer lewe, soos wat God van jou vra. Dit is ware krag. Maar dan moet ons ook natuurlik nou daarby sê, dat Dawid, die verhaal van Dawid, hy het vir ons 'n baie belangrike ding geleer, dalk spesifiek ook dan nou vir die manne vanoggend. Want in plaas daarvan dat Dawid, ons gaan nou nie weer op hy hele verhaal in detail infokus nie, maar wat het Dawid gedoen toe hy die reus Goliat in die oog gekyk het? Ons weet mos nou, daai verhaal van die Filistyne, nou Goliat wat daar gekom het, onthou Andre het so hele paar sondae terug het hy dit so mooi vertel, van daai reus Goliat, wat daar God se belaster het, hy was mos 'n Filistyn, en al die ander Israeliete was te bang vir hom van die army. Op die ou end het die jong seun Dawid daar gekom, en ons weet hoe die verhaal geëindig het. Ou Goliat het Goliat is dood. Hy het die aarde gesien. En hoe het dit gebeur? Want Dawid het besef, en dit is dalk 'n belangrike ding wat jy vanoggend as man moet besef, dat Dawid het besef, dat hierdie stryd wat hy moes voer, teen Goliat, nie eerstens gegaan het, om die fisiese wapens nie, want ek bedoel, hy het 5 klippies gehad, I mean really, en wat 'n normale regdenkende man, gaan na 'n oorlog toe met 5 klippies, en dit nou te sê om 'n reus om die lewe te bring. So, menslik gesproke maak dit nie sin nie. Maar Dawid het besef, dit gaan nie daaroor, om hierdie fisiese krag nie, om fisiese wapens nie. En nou dink ek net sommer so by myself, as daar net meer mans is in die wêreld wat dit dalk kan besef. Maar anyway, kom ons kom terug na Dawid toe. So in 1 Samuel 17 het Dawid toe hy teen hierdie reus te staan kom, hierdie Goliat, het hy besef, dit gaan nie om menslike wapens nie, maar dit gaan oor die krag van God. Dit gaan oor om staat te maak op die geestelike wapens wat die Here gee vir sy kinders. So hy het daar in 1 Samuel 17 het hy daardie reus tegemoet gestap, ou Goliat. En hy het gesê, ek kom na jou toe nie met menslike wapens nie, maar in die naam van die lewende God. Dit was Dawid se krag gewees. Want ja, soos ek net nou gesê het, manne, julle word baie keer in die gesig, staar julle in die gesig, hierdie reuse, nou nie fisiese reuse nie, maar van probleme wat dalk oorweldigend voel, uitdagings wat te groot en te sterk is vir julle om te kan hanteer. 'n ware hero of 'n ware superheld. Dit gaan nie in so iemand se lewe oor dat jy die bang is nie. Ware helde, meeste van hulle is bang of was bang gewees. Maar wat het van hulle op die ou end 'n held gemaak? Wat het gemaak dat hulle die vyand of die reus kon oorwin? Deurdat hulle geglo het. Hulle het in geloof daardie reus of daardie oorlog tegemoet gestap. In geloof. En dit is wat die Here vanoggend eerstens, glo ek, vir julle as manne wil kom sê. Dat watter reuse, watter oorweldigende situasies of probleme of uitdagings jy dalk in die oë moet kyk. Weet dat jy in die geloof, net soos Dawid, daardie Goliat tegemoet kan stap. Want dit gaan oor God se krag wat deur jou wil werk. The battle is the Lord's. God is die een wat jou wil sterk maak. So dis die eerste belangrike ding wat ons dan nou vanoggend kan hoor van 'n pa of 'n
oupa of 'n oom of watter tipe vaderfiguur jy ook al mag wees in iemand of mense se lewens, is dat jy in geloof jou reëse tegemoet moet stap. Dit is wat God van jou verwag, as jy 'n man wil wees na die Here se hart. En dan net sommer so 3 vinnige dinge om te onthou, dit is eintlik heel maklik, maar dit werk nou ongelukkig net in Engels. Ek gaan dit vertaal, maar hulle praat van die 3 P's. Nou, dis nie P soos in 'n ertjie nie, dis 'n P soos in 'n hoofletter P, die 3 P's. En dit is nogal wat 'n mens saam met jou kan vat, as kenmerke van 'n man wat na God se hart probeer lewe. Die 3 P's van 'n superhero man. En dit is onder andere, die eerste een is om 'n protector te wees. Protect, né? 'n beskermer. Dit beteken onder andere nie net om jou familie of jou mense te beskerm fisies teen geweld, teen misdaad nie, nee, want dit is mos deel van jou man wees om te wil beskerm. Maar om 'n protector te wees beteken om in te tree vir jou mense, vir jou gesin. Want wat doen 'n protector? 'n Protector staan tussen die onskuldige party, die mense, die slagoffers, en dan die baddies of die bad guys. Nee, dit is wat 'n beskermer doen. En jy as man wat wil lewe soos God dit wil hê, het die voorreg, maar ook die verantwoordelikheid om geestelik in te tree vir jou mense, vir jou geliefdes, vir jou huweliksmaat, jou vrou, vir jou kinders, wie ook al God op jou hart lê. Dit is wat die Here van jou vra. En natuurlik, soos ons nou gehoor het, mens doen dit nie met fisiese wapens eerste nie, maar met die geestelike wapens van Efesiërs 6. Want in Efesiërs 6 staan daar mos, ons stryd is nie teen vlees en bloed eerstens nie, maar teen die bose magte in die lig. Daardie bose pyle daai brandende pyle van die Satan, van die bose, wat hy afvuur. Daardie aanvalle, daardie uitdagings, om in met gebed, na die Here toe te gaan vir jou mense, om vir hulle amper soos 'n geestelike skild op te tree. Dit is wat dit beteken om 'n protector te wees van jou geliefdes. En dan as ons kom by die tweede P, en dit is 'n provider, 'n voorsiener, né? En dit beteken nie net alleenlik om in die fisiese daaglikse behoeftes, finansiëel en so aan, te probeer voorsien, sover as wat dit vir jou moontlik is nie. Maar veral ook op 'n geestelike en 'n emosionele manier. Want die realiteit is, en hulle sê dat die grootste geskenk wat 'n pa of 'n oupa of iemand, 'n man met 'n vaderlike rol in iemand se lewe kan gee, is nie 'n persent nie. It's not a present, but it is his presence. Met ander woorde, om teenwoordig te wees in jou mense se lewe, sover as wat dit vir jou moontlik is. Ek weet daar's baie manne wat lang ure moet werk, en dit is nou maar ongelukkig so. My eie man is vanoggend kan nie hier wees nie, want hy werk skof. Dit is sy brood en botter. En daar's natuurlik baie ander manne wat ook moet werk en nie kan altyd teenwoordig wees nie. Maar wanneer jy die tyd het om die selfoon dalk een kant toe te skuif, of om die TV 'n bietjie af te sit, en om kwaliteit tyd te spandeer met jou mense, om jou kind of kinders in die oë te kyk, en regtig na hom of na haar of na hulle te luister. Dit is wat dit beteken om present te wees, om teenwoordig te wees in jou mense
se lewens. Hulle sê dat kinders spel liefde met die letters T-Y-D. Tyd. Tyd te spandeer met jou kinders. En ek bedoel, daarvoor hoef jy nie ryk te wees of slim te wees of volmaak te wees nie, net daar in hulle lewens teenwoordig te wees. Dit beteken, jy is 'n provider. En dan die laaste P is permanence, om 'n standvastigheid te gee in jou kinders en in jou mense se lewens. Dit maak so 'n groot verskil as jy daar is. Daardie emosionele stabiliteit wat jy kan gee. Daardie wete vir jou mense dat pa is daar. Pa is, al moet hy werk toe gaan, hy sal weer terugkom, hy sal weer daar wees. Dis 'n hartseer statistiek, maar ek het nogal 'n bietjie dit gaan dubbel seker maak en dit is inderdaad so 'n paar bronne sê dat in Suid-Afrika, dit is nou volgens 'n opname verlede jaar gedoen, General Household Survey by Stats South Africa. Hulle sê dat in Suid-Afrika is daar 64,5% van kinders wat nie met hulle biologiese ouers in die huis groot word nie. Ek kan maar sê amper 65% kinders in Suid-Afrika word groot sonder 'n biologiese pa in hulle huishouding. En dan net 31,4% van kinders word groot met albei ouers wat in die huis teenwoordig is. En 45,5% word deur mamas groot gemaak. Is dit nie hartseer nie? Ek dink, dan kan 'n mens begin om iets te begin verstaan van hoekom ons samelewing is waar dit is. Daardie presence om teenwoordig te wees van paas, wat in amper 65% huishoudings van kinders se lewens nie teenwoordig is nie. So as jy vanoggend hier is, dan wil ek vir jou weer en sê dankie dat jy teenwoordig is. Al is jy net hier, dit maak al klare verskil. Daardie vastigheid, daardie standvastigheid in jou geliefdes en veral in jou kinders se lewens. Net om te weet, pa is hier. Pa dink aan my. Al moet pa werk, pa dink aan my. Pa sal weer terugkom, pa sal weer by die huis wees. Nou ja, as ons vanoggend hierdie 3 P's iewers in ons gedagtes hou, dan moet ons ook dan nou maar vir mekaar vanoggend eerlik wees en sê, en ek dink ons almal kan dit sê, ons kry dit nie altyd reg om te lewe soos wat die Here van ons vra nie. Ons sukkel maar partymal. Partykeer het ons nie eers krag om miskien uit die bed uit op te staan nie. Het ons nie lus om te doen wat ons behoort te doen nie. En baie van ons sit dalk vanoggend hier en sê, maar ek as vrou of as man, my pa toe ek groot geword het, was my pa nie teenwoordig nie. Of my pa was miskien daar, maar hy het nooit aan my aandag gegee nie. Of dalk selfs erger, ek het my pa nie geken nie. Of dalk nog erger, my pa het my mishandel, of daar was huishoudelike geweld. Ons almal het vanoggend iets wat in ons harte leef, rondom pa wees, wat nie is soos wat die Here van ons vra nie, of van hulle gevra het nie. Maar weer eens, die goeie nuus vanoggend, en dit is eerstens weer vir die manne wat hier is. As jy dalk vanoggend hier sit en jy dink, ek kry nie daai 3 P's reg nie, ek probeer, of partykeer gaan dit net sukkel. Weet jy wat? Die ultimate superhero, as mense dit so mag sê, is daar om jou te help en jou krag te gee as jy kind van God is.
En dit is natuurlik, en dit is met respek wat ek dit sê, Jesus Christus. Hoekom sê ek, is hy, kan 'n mens hom amper sien as die ultimate superhero. Want Jesus was alles gewees wat 'n mens kan verwag van 'n volmaakte 'n man. Ja, hy aarde toe gekom het hy nie, Jesus het juis ook vir die sogenaamde slegte mense gesterf aan die kruis. Hy het vir die verlorenes gesterf aan die kruis. Hy het vir die gebrokenes gesterwe aan die kruis. Ja, hy het deur die kruis 'n brug kom maak tussen God, ons almagtige Vader, en ons as mense wat nie kon leef daardie tyd soos wat God van ons gevra het nie. En hy is die groot beskermer. Hy is die groot voorsiener. Hy is die een wat krag wil gee. Paulus het dit geweet, hy het gesê in Filippense 4, ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my krag gee. En ja, ook wanneer hy swak gevoel het, kon hy sê, ek sal juis oor my swakhede roem, want as ek swak is, dan kan God se krag juis tot volle werking kom in my lewe. So skep moed vanoggend, pa, oupa, oom, man, as jy dalk voel, I'm not good enough. Jy is goed genoeg, want God is daar om jou die krag te gee, om te probeer leef na die beste van jou vermoë, soos wat die Here van jou vra. Ek wil julle vanoggend, nie ek nie, ek glo die Here wil julle as manne in die besonder vanoggend kom uitdaag, kom oproep om 'n nalatenskap vir jou geliefdes agter te los. Soos ek vanoggend hier staan en ek het nogal daaraan gedink terwyl ek klaar was om klaar te maak vandag. Vanoggend toe dink ek, soos wat 'n mens seker maar baie keer doen op dae soos hierdie, aan jou pa wat oorlede is of jou oupa dalk wat oorlede is. En ek het gedink aan my skoonpa. En hoekom sê ek so? Want my skoonpa was kom ek sê so in die wêreld se oë, maar 'n doodgewone met 'n man. Hy het nie 'n hoë pos beklee nie, hy was nie 'n groot figuur nie. Hy het maar soos hulle sê 'n humble job gehad, eenvoudige werk, maar hy het dit gedoen na die beste van sy vermoë. En as ek aan hom dink, dan sien ek 'n oupa wat sy kleinkinders so lief gehad het. Dan sien ek in hom 'n pa wat die voorbeeld gestel het vir my man van hoe om 'n goeie pa te wees. Want hy het in sy eenvoudigheid die pad saam met die Here probeer stap. Hy het 'n nalatenskap agtergelaat vir sy mense, vir sy nakomelinge. Ja, selfs my eie pa ook, maar met sy tekortkominge, sy swakhede, het hy ook die pad saam met God probeer stap. Sal ek dit altyd onthou, hoe dat hy vir ons ook Bybelverhale gelees het, hoe dat hy saam met ons kerk gegaan het. En op die ou end, glo ek, is dit die grootste geskenk, wat jy as man vir jou geliefdes na kan laat. Nie 'n klomp geld nie, nie materiële besittings nie, maar dat jy die woorde vanoggend kan leef, wat Joshua dan gesê het, daar in hoofstuk 24, en hiermee sluit ek af. Hoofstuk 24, wat Joshua gesê het, in vers 15, wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Me and my house, we will serve the Lord. En hoe doen 'n mens dit? Hoopelik is dit jou hartsbegeerte vanoggend as man, dat jy ook dit wil sê en dit wil uitleef. Dat jy ook, as jy die dag nie meer daar is nie, dat jou kinders en jou geliefdes aan jou sal dink as iemand wat probeer het om die pad saam met God te stap.
Hoe kry jy julle dit reg? 2 gedagtes deur jou voorbeeld. Ek sê nie jy moet volmaak wees nie, God verwag nie van jou dat jy 100% dit altyd alles moet regkry nie. Nee. Ek sê altyd God kyk na jou hart. Hy kyk of jy in opregtheid probeer om saam met hom die pad te stap. Wys jou kinders hoe om te bid. Leer jou kinders, leer jou kleinkinders hoe om te bid. Wys vir hulle hoe dat 'n mens jou geliefdes onvoorwaardelik liefhet. Selfs al maak hulle foute, selfs al breek hulle partykeer jou hart. Maar wees soos daardie vader van Lukas 15, wat selfs daardie verlore seun terug verwelkom het, omarm het, omhels het, vir hom die beste gegee het. Al het hy sy hart gebreek. Dit is goddelike liefde, vaderliefde, en om genade te betoon. Genade. Leer jou kind wat dit is om genade te ervaar. En laastens, wees 'n wegwyser na die hemelse Vader toe. Dat as jou kind in jou voetspore stap, dat hy nie op die wêreld se verkeerde plekke sal uitkom nie, maar dat hy by die kruis sal uitkom. Wees 'n wegwyser na Jesus toe. Mag die Here in die besonder vir die manne daardie krag gee. Dit is sy hart, dit is sy wil. En ons as vroue, kom ons ondersteun ons manne deur saam met hulle die pad te stap. Deur saam met hulle en baie keer vir hulle te bid. God is die volmaakte Vader. Hy hoor ons harte. Hy hoor ons gebede. Amen. Hemelse Vader, ja, wat 'n voorreg om vir U vanoggend te mag noem Vader. U is die volmaakte Vader. U is vol genade. U is vol vergifnis. Here, U het ons onvoorwaardelik lief. Maar ja, Here, U tigtig ook soms wanneer dit nodig is, soos daar in Hebreërs staan, omdat U ons wil leer wat die regte pad is om te stap. Maar dankie dat ons weet, U doen dit alles in liefde. En so wil ons vanoggend dan kom bid vir elke liewe man, van die jongste tot die oudste. Here, U ken hulle elkeen op hulle name, U ken hulle elkeen se omstandighede, U weet watter dinge swaar op hulle skouers rus. Ons bring hulle na U troon toe opnuut. En vra, Here, help hulle om met hulle hele hart op U te vertrou. Help hulle om soos Dawid teen Goliat in die geloof op te staan en die vyande tegemoet te stap. En die wete, U is die een wat die oorlog vir hulle sal voer. Hulle moet net bereid wees in U naam. Dankie dat ons so geseënd is om wonderlike manne te hê as deel van ons geestelike familie. Opnuut, Here, bid ons seën hulle. Help hulle, versterk hulle. En gee ook vir ons as vroue die insig en wysheid om vir hulle te ondersteun, om vir hulle te bly bid, om saam met hulle die pad te stap. In U kosbare naam bid ons dit. Die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom